Hi, welkom hier by Inspireer. Ons is besig om te gesels oor meer en beter. Hoe kan ek meer doen? Hoe kan ek beter doen as gister, as laas maand, laas week? Hoe kan ek nou my lewe so inrig? Ek wil amper sê watter klein veranderings of verbeterings kan ek tot my lewe toevoeg of aanbring om beter te wees, om meer te wees. En ek glo die een area waar ons verseker beter kan doen is vergifnis. Dis een area dink ek wat almal mee sukkel. Daar's 'n plek in 'n tyd elke jaar waar ek 'n vergifnisreeks deurhardloop met klein groep in groepe en met mense, en ek glo waar daar vergifnis is daar groei, is daar deurbraak, en ek glo dit is die een plek wat ons definitief op kan verbeter. Nou ek wil met jou deel vandag uit die woord van ons Here uit Matteus 6. Daarso in vers 14 sê hy sê as julle ander mense vergewe wanneer hulle iets verkeerds teen julle gedoen het, sal julle hemelse Vader ook julle sondes vergeef. Moet egter nie dink dat God julle sondes vergewe as julle nie bereid is om ander mense te vergeef nie. Wow, nou Matteus is propvol van hierdie Matteus 11, Matteus 18. Matteus 18 veral lees ons die verhaal van die man wat baie skuld vergewe was en dan kies hy om nie te vergewe nie. En die storie eindig dan wanneer die koning, nadat die koning hom van alles kwytgeskel, en dan kom hy en hy sê, omdat jy vergewe was, maar jy kan nie vergewe nie, hy sê handig ek jou oor aan die pynigers. So, ek en jy, ons sê daai gebed ook op, nee, vergewe my soos ek ander vergewe. Dis 'n gevaarlike gebed, want dit sê dat, Here, vergewe my soos wat ek my vyande vergewe. Die mense wat ek die minste van hou, hanteer my soos ek hulle hanteer. So mag dit 'n plek wees waar ek en jy beter doen. En mag die Here vandag jou hart aanraak. En as hy deur sy gees vir jou iemand kom wys, dalk 'n familielid, 'n vriend, 'n oud kollega, wie ook al jy vandag moet vergewe, mag jy dit vandag doen en mag jy vry wees. Mag die Here jou seën en ek sien jou môre weer.